Goeienaand. Ek wil voor ek begin net weer vir u sê, dit is regtig, die bedoeling is dat dit meer informeel is. Ek sou selfs nie vanaand omgee as u u hand opsteek, terwyl ek nog besig is om in te lei en 'n vraag te vra nie. So, ek wil graag hê, ons wil kyk, ek en Dominee Pieter, of dit so kan werk. Ons dink dit kan sinvol wees, om dit meer soos 'n biduur te hanteer, waar ons paar gedagtes gaan inlei oor 'n onderwerp, en dan vir die geleentheid te gee. Dit mag wees, dat daar nie noodwendig baie vrae is oor die onderwerp nie, miskien is dit redelik duidelik vir almal en so aan, maar miskien wil iemand iets deel, 'n ervaring deel, of iets wat hulle al beleef het of so, of dalk het jy regtig gevraag oor iets wat ek gesê het, of wat Dominee Pieter gaan sê, of waaroor jy onseker is, of wat jy voel nie aangespreek is in die inleiding wat ons gegee het nie, vra asseblief die vraag, en ja, dan maak ons dit 'n bietjie meer interaktief, en dan gaan ons afsluit daarna. So ek sal nog steeds ook geleentheid gee vir gebed aan die einde, so as die Here dit ook op die hart druk om te bid, dan is jy baie welkom om hardop voor te gaan, wanneer daar geleentheid is vir gebed, en ek sal maar net amen sê aan die einde, as ons klaar is, en dan sal ons voortgaan. Goed, voordat ons dan begin vanaand, Alexander, is daar nog mense wat inkom? Is dit reg? Kom ons, sit net so, dan buig ons die hoofde. Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie geleentheid vanaand. Ons dankie, Here, dat ons hier saam kan wees, dat ons iets van die afwagting kan beleef, van wat die eerste gelowiges ook beleef het, toe hulle in die bovertrek bymekaar was, en gewag het, dat die belofte van die uitstorting van die Heilige Gees in vervulling moet gaan. Ons is wel in die bevoorregte posisie dat ons weet, u Gees is reeds uitgestort. En wanneer ons bymekaar is, dan is dit nie omdat ons hier is in afwagting dat u weer u Gees moet uitstort nie, maar u leer ons ook in u woord dat ons moet bid en gedurig moet vra vir die inwoning van u Gees, sodat ons meer en meer vervul kan word met die Heilige Gees. Want die kerk, o God, kan nie sonder die Gees nie. U Gees is die een wat lewe gee. U Gees is die een wat orde bring. U Gees is die een wat ons aan mekaar bind, omdat dit ons aan u verbind. U Gees is die een wat Christus se karakter in u kerk na vore bring. U Gees verlig ons oë, sodat ons ook die woord kan lees, en dit kan inneem, en kan begryp wat u vir ons wil sê. U Gees verlig die oë van ons verstand, sodat ons meer kan sien as net woorde op papier. U Gees maak ons ore oop, sodat ons die stem van God deur u woord kan hoor. Dankie vir ons saamwees vanaand. Ons bid, Here, dat u hier met ons sal wees, en dat u kragtig deur die Gees in ons binneste sal werk. Daarom bid ons nou om die genade, die barmhartigheid en die vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van u Gees. Amen. Kom ons sing ietsie saam. Ons sing gesang 237. Dis 'n lied oor die drie eenheid. Ons gaan sommer al twee die verse, en ons kan dit staande saam sing tot lof van die Here.
Geliefdes, as ons oor die vraag praat, hoe weet ek het die Heilige Gees, dan is daar sekerlik 'n klompie tekste in die Bybel waarna 'n mens kan verwys, wat met redelike sekerheid die vraag vir 'n mens antwoord. Maar na my mening is daar min tekste wat die vraag so duidelik antwoord soos 1 Korintiërs 12. So jy kan oopmaak by 1 Korintiërs 12 en ons gaan dit eintlik as 'n vertrekpunt vir verdere gedagtes gebruik. Ek sal ook na ander teksverse verwys soos wat ons aangaan. En as u wil, dan kan u dit opsoek, maar ek gaan meeste van hulle sommer aanhaal, so u sal kan luister, maar dalk wil jy 'n aantekening maak of 2 oor hulle. So ons gaan saam lees 1 Korintiërs 12, die eerste 11 verse vanaand. En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar is verskeidenheid van bedieninge en tog is dit dieselfde Here. En daar is verskeidenheid van werkinge en tog is dit dieselfde God wat alles en almal werk. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee en aan die ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees. Aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. Aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Dit is die woord van die Here. Ons teksvers vanaand, die vers wat ek graag 'n bietjie wil op fokus is vers 3. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. So jy moet nou hierdie vraag die hele tyd in die agterkop hou. Hoe weet ek het die Heilige Gees? En dit gaan daaroor dat 'n mens sekerheid wil hê. Jy wil nie wonder daaroor nie. Dit moenie iets wees wat net 'n moontlikheid is en wat jy dink jy het dit. As iemand vir jou vra het jy die Gees, kan jy antwoord, ek het die Heilige Gees. Of kan jy nie? En op grond waarvan antwoord jy dit? So, ek het altyd 'n interessante vraagie vir die belydenisstas. Wanneer ons praat oor die teenwoordigheid van die Heilige Gees, dan vra ek vir hulle reg, help my ontleed, kom ons ontleed hierdie teks, en dan sê julle vir my, hoe kan ek uit hierdie teks uit seker wees, ek het die Heilige Gees? So, ek gaan nie nou al die antwoord gee nie, ons gaan 'n bietjie daaroor gesels, en dan soos wat ons aangaan, sal u hoor, hoe dat die uitleg van die teks dit, dink ek, vir ons ook duidelik maak. Nou, die vraag na die teenwoordigheid van die Heilige Gees is 'n vraag wat gewoonlik redelik uiteenlopende reaksies ontlok. Ek dink, u het seker ook al met mense gepraat, en veral as ons oor die Heilige Gees praat, en mense praat met mense uit ander kerklike tradisies uit as ons, dan kom ons agter, ons dink nie altyd presies dieselfde oor die werking van die Heilige Gees nie. En mense gee dan verskillende antwoorde vir jou oor, hoe kan jy nou weet jy het die Heilige Gees? As party ouens wat vir jou sal sê, jy moet in tale kan praat. As jy nie in tale kan praat nie, het jy nie die Heilige Gees nie. Die interessante is dat in baie kerke waar dit as 'n kriteria of as 'n maatstaf vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees gebruik word die kinders geleer om in tale te praat. So ek wonder altyd, hoe is dit 'n gawe as jy dit vir die kinders moet leer? Dis mos 'n gawe. Maar goed, dis net so 'n kantaantekening.
Die rede vir hierdie uiteenlopende antwoorde is natuurlik omdat ons nie almal saamstem nie en oor wat die kriteria moet wees wat ons moet gebruik om te bepaal of iemand die Heilige Gees het of nie. En Korinte, die brief van die Korintiërs, skets eintlik vir ons 'n baie eie tydse probleem ook. Dit waaroor Paulus met die Korintiërs praat, is die tipe goed wanneer ons oor die Heilige Gees en oor die gawes van die Heilige Gees praat, dis dit dieselfde goed wat ons vandag nog onder mense kry, is die probleme in die verskillende of verkeerde sienings wat hulle gehad het in hulle tyd. So ons moet eers 'n bietjie agtergrond kry oor die gemeente van Korinte. Korinte was 'n kosmopolitiese stad gewees. Die van u wat nou weet waar Korinte lê, lê op 'n baie nou landstreek, nie, so dit uit 'n hawe aan die een kant en 'n hawe aan die ander kant. Nou vandag is daar 'n kanaal daardeur. Maar in die Bybelse tyd was daar nog nie 'n kanaal deur nie, maar wat hulle gedoen het, in plaas van om te vaar, ek is nou nie seker van watter see is dit wat nou daar is nie, maar die Egeïese See dink ek. As hulle in plaas daarvan om die lang roete om te vaar, as hulle met kleiner skepe gekom het, dan het hulle selfs die skepe van die een kant van die stad af oorgesleep na die ander kant toe, want dit is, ek dink iets soos, wonder of het 10 kilometer is, 5-7 kilometer wat dit uitmekaar het, is die twee kante. So, jy kan verstaan dat dit 'n stad was wat regtig mense uit verskillende dele van die wêreld bymekaar gebring het, want dit was soos 'n soort van 'n poort gewees tussen die ooste en die weste, en vir handel was dit baie belangrik, en so jy het mense uit verskillende agtergronde gekry wat daar gekom het, en die gelowiges wat deel van die gemeente was, het ook uit verskillende agtergronde uitgekom, en 'n klomp van hulle het uit 'n heidense agtergrond uitgekom. Dit beteken, hulle was nie Jode gewees voordat hulle tot bekering gekom het nie. Hulle was Romeine, of Grieke, of Parters, of Perse, of wie ook al. Hulle was van ander bevolkingsgroepe gewees. Hulle het dus nie die Joodse godsdienst as 'n agtergrond gehad nie. Nou moet ons verstaan dat hierdie heidene was nie vreemd met die werking van geeste nie. Hoe geeste 'n invloed op 'n mens se lewe kan hê nie, want hulle het te doen gehad daarmee met bose geeste. En hulle ervaring het vir hulle geleer, maar as jy 'n bose, toe ek nog nie 'n kind van die Here was nie en ek nog in hierdie vreemde godsdienste van my aangehang het en die gees was in my gewees, dan het dit iets met my laat gebeur. Dit het liggaamlike reaksies ontlok en dit het baie keer gemaak dat hulle in 'n soort van 'n brabbeltaal gepraat het. So nou kom hulle tot bekering en Paulus sê vir hulle, maar as jy 'n kind van die Here is, dan het jy die gees van Christus in jou. En hulle dink, goed, so watse kriteria kan ek gebruik toe ek nie 'n Christen was nie? Hoe het ek geweet 'n gees is in my? Deur my spraak. So nou gebruik hulle ook spraak as een van die belangrikste kriteria's wat hulle gebruik het vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees. As jy in 'n ander taal kon praat. So in hierdie gedeelte lees ons van 'n klomp verskillende gawes waaroor Paulus praat, en ek dink 'n mens moet ook, ons gaan nou nie vanaand vreeslik ingaan oor die gawes nie, maar 'n mens moet ook onthou, hy tref 'n onderskeid tussen die algemene, daar's algemene gawes van die Gees en daar is besondere gawes van die Gees. Algemene gawes van die Gees is die gawes wat die Gees aan almal gee. Dis die dinge wat jy by elke gelowige sal aantref as die Gees in hom is. Dinge soos geloof byvoorbeeld. Dis 'n algemene gawe van die Gees. Maar besondere gawes is die dinge waarvan ons hier gelees het vanaand hier in 1 Korintiërs 12. Nie almal wat gelowig is, het dieselfde besondere gawes nie. So daarom sê Paulus eintlik in hierdie gedeelte, julle is verkeerd om die besondere gawes die kriteria te maak vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Dit is 'n bewys dit kan 'n bewys wees vir die teenwoordigheid van die Gees, definitief. Maar dit is nie 'n universele kriteria wat ons kan aanwend by elke gelowige nie, want dan sou dit beteken elke gelowige moet eintlik al hierdie besondere gawes in sy lewe tentoonstel as hy die Heilige Gees of sy die Heilige Gees in hulle het. En dit weet ons tog is nie so nie.
So, watse kriteria moet ons dan gebruik? Iemand wat nogal geworstel het ook met die vraag, na watter kriteria mens moet aanwend, is Jonathan Edwards. Jy sal nou sien, gaan lees maar 'n bietjie die artikel, ek bereik sommer net so 'n voorbeeld of 2 wat ek in die artikel gesit het, in die nuwe uitgawe van die boodskapper oor herlewing het ek 'n bietjie geskryf oor die 12 merktekens vir opregte heiligheid wat hy uiteindelik geïdentifiseer het. Nou, hoekom was dit vir hom belangrik om te gaan soek vir merktekens? Jy het nou al baie keer, jy ken nou al my afgesaagde dientjies oor Jonathan Edwards, maar hy het in 'n tyd geleef, 'n baie interessante tyd in Amerika. Hier in die 1730s, in die 1740s in Amerika, was daar ten minste twee, en selfs 'n derde een wat van gepraat word, groot herlewingsgeleenthede gewees. Dit was geleenthede waar Christene of mense in groot getalle tot bekering gekom het, en waar daar selfs binne in die kerk groot bekerings was. Met ander woorde, daar was mense wat in die kerk gesit het, wat nie regtig kinders van die Here was nie, maar wat toe onder die prediking so aangegryp is deur dit wat gesê is, dat hulle tot bekering gekom het. Ek weet nie of jy dit al gehoor het nie, miskien sal jy onthou, ons het so 'n paar jaar terug die preek gedoen van Jonathan Edwards, sondaars in die hand van 'n toornige God. Nou, toe hy hierdie preek, hy het hom by 2 geleenthede gepreek, toe hy hom in sy eie gemeente gepreek het, toe dit nie vreeslik van 'n effek op die gemeente gehad nie, maar toe hy dit by die tweede gemeente gaan preek, by 'n ander gemeente, word daar geskryf dat dit het so effek gehad op die mense, hulle het begin huil en begin ween oor hulle sondes, dit was so erg, hy kon eintlik nie aangaan met die preek nie, soos wat die boodskap hulle aangegryp het. Nou kan jy nou dink, broers en susters, ons doen maar dieselfde vandag, in sy tyd was dit ook nie anderster gewees nie. Daar was natuurlik baie mense wat baie skepties was oor hierdie dinge. Het gesê, ek weet nie of hierdie reg is nie. Dit lyk soos 'n emosionele opsweping, of almal is nou maar net spring op die waantjie, want dis wat almal doen, en almal raak nou Christene, en daar was groot teologiese debatte gewees daaroor, en daar's baie geskryf daaroor, ensovoorts. Wat Edwards toe gedoen het is, hy was nie uit die staanspoor uit, soos baie van sy tydgenote, negatief oor wat hy gesien gebeur het nie. Hy was baie versigtiger gewees en gesê, maar ons kan nie net eenvoudig sê, omdat iemand nou bewoer raak en sy sondes bely, so iemand is nie opreg nie. Maar ons moet die regte kriteria gebruik om te bepaal of daardie bekering werklik is of nie werklik is nie. So hy was bietjie meer versigtig gewees. En hy het natuurlik groot studiestukke daaroor gedoen en geskryf en gepubliseer. Byvoorbeeld Religious Affections, Charity and its Fruits, en so aan, dis 'n paar van die, daar's nog 'n klompie ander ook. En hy het hierdie fenomeen bestudeer. En toe het hy gegaan en gesê, hy het toe geïdentifiseer en gesê, wat hy noem, mens kry positiewe en negatiewe merktekens vir opregte heiligheid. Nou, as hy nou die woord negatiewe merktekens gebruik, dan wonder 'n mens nou, wat bedoel hy daarmee? Bedoel hy dat dit eintlik nie by 'n Christen hoort nie? Dit was nie sy bedoeling gewees nie. Hy het net bedoel, met negatiewe merktekens, dis kriteria wat mense partykeer gebruik om te bepaal of iemand opreg 'n kind van die Here is, maar dis nie die regte kriteria om te gebruik nie. Dit beteken nie, dis dinge wat jy nie by 'n kind van die Here sal kry nie, maar dis nie 'n goeie maatstaf om te gebruik nie. Miskien die voorbeeld wat ek gebruik om dit mee te verduidelik is, om 'n motor te kan bestuur, het jy, laat ek net sien wat het ek hier geskryf. Baie mense het die vaardigheid om 'n motor te kan bestuur. En om te kan bestuur is 'n belangrike vaardigheid om 'n renjaer te wees. Maar almal wat bestuur of kan bestuur, is nie noodwendig renjaers nie.
Maar alle renjaars is bestuurders. So dit is wat Edwards bedoel het met sy negatiewe merktekens. Hy het gesê, dit is dinge wat jy by 'n Christen kan kry, maar nie almal wat hierdie eienskappe openbaar is noodwendig Christene nie. Jy kan dit ook by nie-Christene kry. Net so 3 vir u te noem van die merktekens wat hy uitlig. Die eerste een van die negatiewe merktekens wat hy noem is wanneer iemand sy emosies of sy toegeneentheid, sy in Engels praat hulle van die affections, wanneer dit toeneem, wanneer daar 'n groot emosionele ervaring is. Nou, 'n mens verwag dat ware gelowiges se emosies nie onaangeraak is deur die Heilige Gees nie. Definitief. Maar wat Edwards sê is, dit kan nie 'n merkteken, 'n onomwonde merkteken wees vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees nie. Want mense kan oor ander redes ook emosioneel opgewonde raak en opgewek raak en aangetrokke raak. En dit kan die verkeerde redes wees. Dis nie te sê dis die Heilige Gees wat dit in hulle bewerk nie. Tweede ene wat hy noem is wanneer iemand byvoorbeeld vreeslik oor sy sondes begin huil en op die vloer neerval en in mekaar krimp. So dit gaan dus oor liggaamlike reaksies. Hy sê dit is ook nie noodwendig geesgewerkte reaksies nie. Dit kan wees, want ons lees in die Bybel dat die teenwoordigheid van die Heilige Gees het 'n uitwerking op mense se liggaamlike reaksies. Dink aan Paulus op die pad na Damaskus. Toe hy Christus ontmoet het, hy op die grond neergeval, hy het homself sy gesig bedek. Daar was 'n reaksie by hom gewees. Maar ons kan nie na elke liggaamlike reaksie kyk en sê, daai ou het die Heilige Gees nie. En die derde ene wat hy nou noem, hy noem 'n hele klomp, ek het sommer net 3 voorbeelde genoem, is iemand se teologiese welsprekendheid en sy vermoë om die een teks na die ander aan te haal. Hy sê dit kan partykeer met geesvervulde vroomheid verwar word. Die duiwel ken ook die Bybel. Hy ken hom beter as ons. En baie mense wat nie Christene is nie, ken die Bybel baie goed. Hulle ken selfs teologiese argumente baie goed. Maar dit is nie 'n bewys dat hulle die Heilige Gees het nie. Jy verwag wel dat 'n Christen die Bybel goed moet ken. Jy verwag om dit by 'n Christen te kry dat hy goed kan argumenteer oor die Bybel ensovoorts. So dit is nie noodwendig iets wat nie by 'n Christen tuis hoort nie, maar dit kan nie die merkteken wees vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees nie. So ons moet die regte kriteria gebruik om die vraag oor die teenwoordigheid van die Gees te bepaal. En in 1 Korintiërs 12 gee Paulus vir ons een van die belangrikste maatstawwe om te bepaal of ons die Heilige Gees het of nie. En is interessant, hy noem nie een van die gawes as kriteria nie. Maar dit wat hy in vers 3 sê, hy het 'n negatiewe stelling en 'n positiewe stelling. Niemand, sê hy, wat deur die Gees van God spreek, sal Jesus 'n vervloeking noem nie. Nou, dis nog wel 'n woord wat mense 'n bietjie moet oordink. Wat beteken dit om Jesus 'n vervloeking te noem? Mense sou kon sê dit beteken om hom openlik te verwerp, om hom te gaan. Maar as jy iemand eintlik in 'n geestelike sin 'n vervloeking noem, dan gee jy hom aan God se oordeel oor. En jy verwag van God om hom te vernietig. Dis ten diepste wat 'n vervloeking beteken. Maar dit staan teenoor die positiewe saak wat Paulus hier stel. Hy sê, net iemand wat die Heilige Gees het, kan Jesus waarlik as Here bely. So, as jy Jesus nie as Here bely nie, dan is jy besig om hom 'n vervloeking te noem. Want die twee word teenoor mekaar gestel. Nou, dis eintlik ek wil nou nie te diep ingaan op al die teologie en so aan hier agter nie, maar dit is 'n redelike, maklike kriteria, en jy kan hoor dat dit iets is wat vir almal kan geld, nie waar nie? Bely jy dat Jesus die Here is? Ek weet, jy gaan vir my sê, maar daar's mense wat dit bely, maar dit nie bedoel nie.
Dit is so, want die Here Jesus sê ook nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Maar Paulus se bedoeling gaan hier oor opregtheid. Gaan oor iemand wat vanuit 'n ware geloof uit bely en sê, Jesus Christus is die Here. Hy sê, jy sal dit nie kan sê sonder die Heilige Gees nie. So hoe weet ek het die Heilige Gees? Die vraag is, glo jy Jesus is jou Here? Wat beteken dit dat hy jou Here is? Hy is jou besitter, hy is jou eienaar, hy is jou baas. Jy behoort aan hom. Ek behoort aan hom met my hele hart, met my hele siel, met al my krag en met al my verstand. Nou hierdie gedagte word ook bevestig in Johannes 4 vers 2 en 3, waar Johannes skryf en sê, hieraan ken julle die Gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. So hoe weet jy die Gees? Bely jy dat Jesus die Christus is? Bely jy dat Jesus jou Here is? Is jy oortuig daarvan? En eintlik 'n baie goeie voorbeeld hiervan is die man wat saam met Jesus gesterf het aan die kruis. Hoe het ons geweet hy die Heilige Gees? Want hy het gevra, dink vandag aan my as jy in die paradys ingaan. Hy het sy belydenis uitgespreek. Hy sê, ek glo in U. Ek hoor wat almal sê hier rondom U, hier rondom die kruis, maar ek glo in U en ek vra U, dink aan my as jy in die paradys ingaan. In aansluiting by bogenoemde kry ons natuurlik Galasiërs 4 vers 6, miskien het u dit al gelees. En omdat julle kinders is, menende kinders van God, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur en hy roep, Abba, Vader. Nou net sommer so vir interessantheid. Jy hoor tog baie keer dat mense bid en God aanspreek as Abba, Vader. Abba beteken my Vader. So ons bid nie Abba Vader nie, as ons sê Abba, Aramees vir my Vader. Dit is eintlik herhaling as jy dan sê Abba Vader, maar dit is maar net so vir interessantheid. Maar hier hoor jy ook dit weer, die kriteria vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees is die belydenis om God as jou Vader te kan aanspreek en hom toe te eien en hom so te bely. Die belangrikste kriteria is dis nie die gawes van die Gees nie. Ons weet dit kan ook 'n bewys van die teenwoordigheid van die Heilige Gees wees, maar dit is nie 'n universele kriteria wat ons vir alle mense kan gebruik nie. Wel die belydenis dat Jesus die Christus is. Want Efesiërs 2 vers 8 sê, geloof is immers 'n gawe van God wat kom deur die Heilige Gees. Dis hy wat in ons werk. Dis hy wat uitroep Abba, Vader. Die bedoeling is hy wat my oortuig om dit te sê en dit te bely. Nou, ek gaan nog net so 'n paar ander kriteria noem wat die Bybel vir ons gee, wat nie noodwendig uit hierdie teksgedeelte uitkom nie. 'n tweede kriteria wat ons kan sê wat saamgaan daarmee, en dit is wat dan eintlik die egtheid van daardie belydenis bevestig, is die vrug van die Heilige Gees. So die belydenis, hy wat Christus met die mond, wat met die hart glo en met die mond bely sal gered word, sê Paulus in Romeine 10, maar daardie belydenis word bevestig deur die werke wat ek doen. Die werke wys of my belydenis opreg is. En daardie werke word vir ons genoem in Galasiërs 5 vers 22. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Jy verwag die werke en die gesindheid van Christus in iemand wat die Gees van Christus het, nie waar nie? Jy verwag nie iets anders by so iemand nie. Iemand met die Heilige Gees het ook 'n nuwe hart. Dis ook 'n kenmerk van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Jesegiel 36 vers 26 en 27. Die Here sê, na die dae sal ek my Gees uitstort en ek sal die hart van vlees uit julle binneste, die hart van klip uit julle binneste uit wegvat en ek sal dit vervang met 'n hart van vlees waarop my wet geskryf staan. Nou wat beteken dit dat jy 'n nuwe hart het? Die hart is ons kan nou baie uitbrei oor die betekenis van die hart in die Bybel,
Ons verbind baie keer die hart net tot die emosies. So sê jy is hartseer. My hart voel nie lekker oor dit wat jy aan my gedoen het nie. Dit beteken iewers dat ek 'n negatiewe emosionele ervaring gehad, maar in die Bybel het jou hart baie meer te doen gehad met jou denke en jou wilsbesluite en jou emosies. Dis eintlik 'n setel vir al drie hierdie dinge. So iemand wat die Gees het, dink anders oor dinge en sy wilsbesluite is anders. Sy geneigdhede is anders. Voordat jy die Gees gehad het, was jou geneigdheid teen God, weg van God, opstand teen God, ongehoorsaamheid, onwilligheid. Nou word so iemand se lewe gekenmerk deur gewilligheid, gehoorsaamheid, liefde, getroue, disippelskap. Iemand met die Heilige Gees se nuwe hart word duidelik uit sy liefde vir God se wet. 1 Johannes 3 vers 24 sê, en hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom en hy in hom. En hieraan weet ons dat hy in ons bly aan die Gees wat hy aan ons gegee het. So gehoorsaamheid aan die wet van die Here en die teenwoordigheid van die Gees word hier deur Johannes in verband gebring met mekaar. En laaste enetjie wat ek wil uitlig is opregte skuldbelydenis en berou is 'n teken van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Johannes 16 vers 8 sê, en as hy kom, dit is nou die Heilige Gees, die trooster, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Iemand wat dus willens en wetens sondig en wil aanspraak maak dat hy 'n Christen is, het nie die Heilige Gees nie. Want die Heilige Gees oortuig ons van sonde. Dit mag wees, en ek wil dit net by sê, die Heilige Gees oortuig ons ook oor 'n tydperk van sonde. Dit moet ons ook in gedagte hou. So iemand wat nou tot bekering gekom het, gaan nie noodwendig bewus wees van alles wat nog verkeerd is in sy lewe nie. Die Gees sal hom oortuig soos wat hy groei en heilig maak. Maar as hy uitvind iets is verkeerd, dan gaan hy dit verander. Hy gaan dit erken, hy gaan dit bely en hy gaan dit laat staan. Maar jy kan hoor, al hierdie kriteria wat ek nou genoem het, wat ek nou bygenoem het, is eintlik ondergeskik en afhanklik van die belangrikste kriteria, die belydenis dat Jesus die Here is. Dat hy die een is wat koning is, dat hy die een is aan wie ek behoort, dat hy die een is wat Heer van my lewe is. Amen. Ek gaan daarmee eindig en ek gaan nou geleentheid gee as daar dalk vrae is, iemand wat dalk 'n bydrae wil lewer, dan is julle baie welkom. Dian? Goeie vraag. 'n Baie goeie vraag. Hoe weet ek hoor die Heilige Gees met my praat? Eerstens, die Heilige Gees werk nooit los van die woord van die Here nie. So een belangrike kenmerk of kriteria wat ons gebruik om te weet, is dit die Heilige Gees wat met my praat of nie, is die vraag of dit wat ek dink ek hoor, ooreenstem met dit wat die Here in sy woord sê. Want die Gees sal nie vir ons iets anders te sê as wat die woord vir ons sê. En daarom is ons as gereformeerdes ook geneig om baie keer skepties te wees wanneer mense by ons kom en sê, die Heilige Gees het vir my gesê dat ek moet vir jou kom sê. Ons gee toe, baie keer bedoel sulke mense, die Gees het dit op my hart gedruk. En nie noodwendig vir my hier, maar ek het nie 'n stem gehoor in my oor nie, maar party ouens is nogal ernstig dat hulle 'n stem gehoor. Die kriteria is wel, kom dit ooreen met die Bybel, kom dit nie ooreen met die Bybel nie. Maar die Gees is die Gees van Christus. Die woord is die woord van Christus. En daarom sal die Gees nooit iets anders te sê as wat die Bybel sê nie. En daarom is dit ook belangrik dat ons wel maar 'n bietjie skepties kan wees wanneer ons iets kry wanneer iemand kom met een of ander bonatuurlike ervaring van die Gees het vir my gesê. Paulus sê in Galasiërs 1,
Hy sê al sou ons of enige iemand anderster 'n ander evangelie aan julle verkondig as wat Jesus Christus aan julle verkondig het, of wat ons en Jesus aan julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. So die bedoeling is, God gaan nie vir ons iets anders te sê as wat die evangelie sê nie. Hy gaan nie 'n ander boodskap gee nie. So hoekom sal hy nou op 'n ander manier kom? Net om dit te bevestig, of om dit nou die erns daarvan te beklemtoon? Ek dink sy woord is vir ons genoeg. So, my kort antwoord is, dit sal nooit verskil van dit wat in die Bybel staan nie. Ja, goed, die vraag is, as iemand sê, die Heilige Gees het hom op die hart gedruk om vir jou te kom sê, dan is die vraag, ek bly eintlik maar by my antwoord om te sê, dit gaan vir die een wat die boodskap moet oordra, en die een wat die boodskap ontvang, geld dieselfde kriteria. Want, ongelukkig moet ons ook erken, dat mense gebruik, die Heilige Gees het vir my gesê, om vir jou te kom sê, as 'n baie subtiele vorm van manipulasie, want wie stry nou met die Heilige Gees? Nee. So, die kriteria is die woord. So as iemand vir my kom en by my kom ons vat 'n voorbeeld. Sê maar iemand kom by my en sê, die Heilige Gees het vir my gesê, jy moet van jou vrou skei en jy moet nou met hierdie vrou trou. Gaan ek vir hom sê, wel, 'n gees het dit dalk vir hom sê, maar nie die Heilige Gees nie. Want die Bybel sê ons mag nie skei nie. Okay, so ek probeer net 'n maklike voorbeeld gebruik. En nou dit is nie altyd so eenvoudig nie. Want sê nou maar iemand kom by jou en sê, jong, die Here het op my hart gedruk om vir jou te sê, jy moet 'n bietjie beter voorsiening maak vir die toekoms. Dan is dit iets wat ek dalk ernstig moet opneem. Hoekom? Want dit kom ooreen met die skrif. Uit Josef se verhaal uit leer ons moet voorsiening maak vir die toekoms. En hierdie persoon sien dalk iets in my lewe, ek gaan onverantwoordelik om met my geldsake, ek gee dit links en regs uit, en as daar nou krisisse is, dan het ek die geld nie, dan moet die kerk nou weer help. Nou kom hierdie persoon by my en sê, die Gees het dit op my hart gedruk om vir jou te sê, jy moet met groter verantwoordelikheid optree. Maar, ek dink, iemand wat regtig en opregtheid kom en sê, dis wat die Gees op my hart gedruk het, sal dit altyd ook aan die hand van die skrif ondersteun, wanneer hy so 'n boodskap na jou toe bring. Goed, so hoe weet ek? Die vraag is, dit nou gaan oor die mense wat Amerika toe is, hulle het gebid daaroor en hulle sê hulle het 'n antwoord gekry en hulle gaan nou Amerika toe, maar dit geld vir baie goed, soos 'n dominee wat 'n beroep ontvang, of ek wat 'n nuwe werk moet besluit of ek 'n nuwe werk wil skuif na 'n ander werk toe, of hoe ook al. Hoe weet ek, dit kom van die Here af, dat die Here vir my sê? Dit is 'n bietjie moeiliker om te antwoord. Ek dink eerstens gaan ek vir myself vra, is dit kos wat werk as 'n voorbeeld? Of die besluit wat ek moet neem, is enige iets in hierdie besluit wat ek geneem het, strydig met dit wat God in sy woord van my vra? So, kos wat werk as 'n voorbeeld. Ek het nou nie 'n goeie inkomste nie, ek kry maar net 'n paar randjies 'n maand, en nou kom iemand, en hulle is hier van 'n baie vooraanstaande bordeel, en hulle bied vir my 'n pos aan, en ek kan 5 keer maak van wat ek nou gemaak het. Moet ek nou daaroor bid? Ja, ek moet daaroor bid, maar ek hoef nie lank daaroor te bid nie, want ek weet wat die Here in sy woord sê. Ek kan nie dan gaan en sê, ja, maar die Here het vir my vrede in my hart gegee, dit is wat ek moet doen nie. Die Here gaan jou nie vrede gee oor iets wat strydig is met dit wat in sy woord staan nie. So met sulke keuses, en dan nou die keuses sê nou maar om Amerika toe te gaan, daar's nie noodwendig 'n reg en 'n verkeerd nie. Wat jy wel moet seker maak is, of jy nie selfgesentreerde en
jou eie begeertes en behoeftes vooropgestel het en jouself eintlik net oortuig het of probeer sis het met die gedagte, ja, die Here het vir my vrede gegee nie. Daaroor moet jy duidelikheid kry, maar dis 'n saak tussen jou en die Here. Maar ek dink die Here gee nie altyd vir ons so duidelike antwoord van ja, jy moet of nee, jy moet nie, maar hy gee wel vir ons vrede en hy gee vir ons rustigheid oor 'n besluit, solank dit in ooreenstemming is met die grense wat hy vir ons in sy woord stel. Nog vrae? Niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Nou as ons dit positief doen, dan kan jy sê elkeen wat sê dat Jesus die Here is, die Heilige Gees. Heeltemal reg. Ek gaan dit net herhaal terwyl ook van die opname, want Pieter sê, mens kan dit ook omdraai, dit wat in die tweede deel van vers 3 staan. Niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees, maar die omgekeerde is ook waar. Elkeen wat sê dat Jesus die Here is, het die Heilige Gees. En dit is die punt. Dit is die punt van hierdie vers en daarom is dit vir ons 'n baie eenvoudige kriteria om te gebruik, weer eens wat universeel geldend is vir elke mens. Nog iets vra. Die Bybel sê ons dat die Heilige Gees gaan uit van God en van Jesus Christus. Heeltemal reg. Ek dink dit is 'n korrekte afleiding, want Pieter sê, die Bybel leer vir ons dat die Gees uitgaan van die Vader en dat hy ook uitgaan van die Seun, en as jy dus bely dat Jesus die Here is, dan het jy die Gees, want hy gaan uit van die Vader en van die Seun en daarom getuig hy ook oor die Vader en die Seun in ons harte sodat ons hulle kan bely. Heeltemal korrek. Henry. Goed, dis 'n goeie vraag. Oor hoeveel mense kan ek seker wees dat hulle die Heilige Gees het? Net oor myself, 100%. Ek kan tot 'n redelike mate seker wees oor ander, want die Bybel gee vir ons al hierdie kriteria wat ek nou nog hier genoem het. Dit is soos die uitverkiesing. Oor wie se uitverkiesing kan jy seker wees? Jy kan net oor jou eie uitverkiesing seker wees, want jy weet of jy opreg glo in God of nie. Maar jy kan nie oor iemand anders se uitverkiesing seker wees en daarom moet ons baie versigtig wees om mense te veroordeel. Nee, want ons weet nou, ons het hierdie kriteria. Ja, jy moet Jesus Christus bely. Maar dit gaan saam met die werke, met gehoorsaamheid. Maar almal se gehoorsaamheid is nog nie op dieselfde vlak nie. Nou kan ek baie maklik sê, ek weet nie of hierdie ou regtig 'n kind van die Here is nie. Dit is tussen hom en die Here. As iemand opreg bely dat hy 'n Christen is en al maak hy nog baie foute, sal hy dit ten minste erken en bely en hy sal stry daarteen, maar nie almal is op dieselfde geestelike plek of vlak dan, as jy dit so wil noem, in hulle geestelike lewens nie. En ons moet baie meer geduld hê met mekaar oor dit. En dis iets wat ek nogal in my bediening geleer het, dat 'n mens kom baie keer in 'n gemeente en dan dink jy, ja, ek het nou al 5 keer oor hierdie goed gepreek, maar dieselfde goed bly gebeur. As ek met mense praat, dan sê hulle dieselfde dinge nog steeds. En ek het nou al hoeveel keer verduidelik, die kant toe en daai kant toe. En dan besef jy, maar ons moet geduldig wees. Die Here werk nie in almal teen dieselfde tempo en noodwendig op dieselfde manier nie. Maar hy sal ons almal kry waar ons moet wees. So, ek dink ons moet baie versigtig wees en dis nogal iets wat ons gereformeerdes mee kan sukkel en ek dink mense beleef dit baie keer by ons as 'n tipe meerderwaardigheid. Want ons weet nou al hierdie kriteria, maar ons maak asof ons uiteindelik die beoordelers is van hierdie kriteria of mense nou werklik Christene is of nie Christene is nie. Ek dink dit is bietjie meer kompleks as dit. Ek dink ons kan dit maar vir die Here laat. Ek gaan vir jou nogal bietjie vrede gee. Goed. Nog 'n vraag?
Goed, so die vraag is, as ek baie keer twyfel oor my eie geloof, beteken dit ek moet onseker wees oor die teenwoordigheid van die Heilige Gees? Die antwoord is nee. Die blote feit dat jy twyfel en dat dit jou ontstel, sê reeds iets. Iemand wat nie die Gees het nie, vir hom sal dit nie pla nie. Dis die een antwoord wat ek wil gee. Die tweede een wat ek wil sê is die pa wie se seun maansiek was. Nou goed, dit het nie so direk te doen met die Heilige Gees nie, sy teenwoordigheid, maar wel met geloof. Hy kom by die Here Jesus en Jesus vra vir hom, wat wil jy hê dat ek vir jou moet doen? En hy sê vir Jesus dat hy my seun gesond sal maak, en Jesus vra vir hom, maar glo jy dat ek hom gesond kan maak? En hy antwoord en hy sê, ja Here, kom my ongeloof te hulp. So hy sê eintlik, ek glo my, ek sukkel ook maar 'n bietjie, ek twyfel 'n bietjie, ek is nie seker nie. En Jesus het nog steeds die kind gesond gemaak. Want dit gaan uiteindelik nie oor die kwaliteit van ons geloof, of selfs die kwantiteit van ons geloof nie, maar wel die objek van ons geloof. In wie glo ons? In wie stel ons vertroue? Al is dit 'n swakker vertroue. En dit troos 'n mens nogal, dat selfs in my swakheid die Here my tegemoet kom. En daar was baie gelowiges wat ons van lees in die Bybel, wat met tye getwyfel het. Ons het nou vanmôre van Elia gelees, hy was een van hulle gewees. En die Here kom versterk ons self weer. So die blote feit dat daar by jou twyfel is, en soms onsekerheid en dat dit jou ontstel, dink ek, is alreeds 'n goeie aanduiding dat die Gees wel met jou werk. Dit is so, die duiwel kla ons ook gereeld aan, en hy gebruik ook ons sonde teen ons, om ons te laat twyfel, soos baie dinge, versoekings ensovoorts, wat hy oor ons pad stuur, en dit is ook deel van die manier hoe die Here uiteindelik ons geloof versterk. Want elke keer as dit gebeur, dan gaan ek terug na hom wat die oorsprong van my geloof is, want ek soek dan nie dit in myself nie. Die oomblik as ek begin twyfel, dan besef ek het iets buite my nodig om vir my sekerheid te gee, nie iets van binne uit my nie. En dan gaan hou vas ek weer aan dit wat hy vir my gee. Ja, ek dink so. Ja, Johannes die Doper. Ja, is u regtig die Christus? Maar goed, die punt is nou oor vanaand, ons het nou 'n bietjie weier gepraat. Die vraag is, hoe weet ek het die Heilige Gees? Ek gaan nog een geleentheid gee, is daar nog vrae rondom daardie onderwerp, Alta? Dit is 'n baie goeie opmerking wat jy maak. Ek dink sinvol. Dankie daarvoor. Ekskuus dat ek dit nie duideliker gesê het nie, maar dit is definitief so dat die belydenis waarvan Paulus hier praat, is 'n belydenis waarvan die opregtheid deur die dade bevestig word. Jakobus sê dit baie sterk vir ons in sy brief. Jy kan nie sê jy glo, maar jy het nie dade wat by die geloof pas nie, want die duiwels kan ook dit sê hy. So, ja, dis 'n pakkie. Hierdie twee kom saam. So, jy kan nie net dink, ek bely dat Jesus die Here is, en dis net iets wat ek met die mond moet sê nie. Daai belydenis is eerste belydenis, as dit die stempel van goeie werke op het. Werke wat uit die Gees uit voortvloei. So, ja, ek stem saam. Reg, ons gaan nog 'n bietjie rondom koffie of rondom die sop dalk nog 'n bietjie kuier, maar ek gaan nou geleentheid gee vir gebed
as daar iemand is wat vrymoedigheid het om voor te gaan, dan is u welkom. Ons maak oop by gesang 240. En ons sing al drie die verse van gesang 240 vers 3. Aan die Heilige Gees ons danklied, hy wat ons leer glo en bid. Hy kom lei ons in die waarheid. Hy wil ons voluit besit. Ons sing al drie verse en dan kan jy maar net so staan, dan gaan ek net vir ons 'n seënbede doen. Nou dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons sal wees. Amen.